Welkom terug. Nou vandag gesels ons oor 'n tendens wat toeneem in stede reg oor die wêreld. Stadsboerdery en boutique tuinmaak. By ons in die ateljee is 'n ware kenner op die gebied. Trixie van Niekerk, wat spesialiseer in stedelike boerdery en wat mense help om selfs in die kleinste ruimtes hulle eie mini-plaas te begin. Baie welkom hier by ons. Hallo Elsa, dankie, dis lekker om hier te wees. En die ateljee is ook net sommer mooi groener, as ek dit so kan stel. So, ek wil begin deur te vra, wanneer iemand hulle eie klein tuin of dan nou groentehoekie wil begin, hoe belangrik is die spasie wat hulle beskikbaar het? Weet jy Elsa, dit is eintlik baie makliker as wat mense dink, want maak nie saak wat se spasie jy het nie, jy kan wel iets groei. So, vir iemand wat net 'n gewone blomtuin het byvoorbeeld, en hulle wil nou ietsie begin groei. Jy kan maklik ietsie inpas in jou blomtuin in. Soos byvoorbeeld hierdie, wat ek hier het is yarrow. In Afrikaans is dit 1000-blad. En dit is nou nie 'n groente nie, dis 'n krui, maar dis baie mooi blommetjies in jou tuin. En dit is medisinaal, dis iets wat bloeding kan stop. So jy groei sommer jou eie noodhulpkassie in jou tuin. En dan is daar weer goed soos hierdie plant hierso wat lyk soos 'n kanna, dit is eintlik borrie. En hy maak ook 'n baie mooi blom. So jy kan dit maklik plant in jou blommetuin. Jy plant hom vlak, jy oes sy wortels. Ja. So die wortel groei vlak. So hy kan tussen blomme groei, baie mooi lyk, en daar het jy nog iets wat jy kan self groei en wat jy nie hoef aan te koop nie. So jou spasie, jy kan in 'n baie klein spasie groentetuin maak en as jy nou wil groot gaan en jou hele erf wil omskep in 'n groentetuin, okay, jy kan dit ook doen. Jy weet, so spasiegewys is daar baie maniere om goeders in te pas op 'n manier wat nog steeds mooi kan lyk. Natuurlik. Trixie, iets so sonlig is natuurlik ook baie belangrik, maar hoeveel direkte sonlig het die meeste eetbare plante werklik nodig? Jou meeste groentes wat 'n vrug maak, byvoorbeeld iets soos 'n tamatie, 'n eiervrug, 'n groenrussie, enigiets wat 'n vrug maak, het ten minste 6 tot 8 ure sonlig nodig. Maar daar is ook ander plante wat in skaduwee kan groei, soos byvoorbeeld spinasie. In die winter, spinasie is eintlik 'n wintergewas, wat jy in die winter in die son groei. Maar ons wil hom in die somer ook hê. So in die somer groei jy jou spinasie meer in die skaduwee. So sonlig is belangrik vir sekere plante, maar daar is baie ander plante wat jy ook in die skaduwee kan groei. En dan moet 'n mens uitkom by iets soos begroting, want hoeveel kos dit om met so iets eenvoudig te kan begin? Dit kan op 'n baie goedkoop manier gedoen word as jy byvoorbeeld leer om jou eie kompos te maak. Daar is baie maniere waarop jy kan herwinning toepas in jou huis deur jou kombuisafval te gebruik vir kompos, daardie tipe van ding. Maar as jy wil begin by die basiese goeders, dis baie maklik om net te begin by 'n pot of 2, koop 'n sakkie kompos by die kwekery, en dit sal gewoonlik goeie kompos wat jy koop, sal 'n goeie kompos wees. So jy sal nie nodig hê om te veel goeders by te sit nie. So kostegewys kan dit jou baie goedkoop uitwerk as jy net leer hoe om party van die goeders self te maak. Ja. Sê vir my, ek meen stadsboerdery, ek dink dit is 'n konsep waarvan min mense in hierdie stadium dalk weet of dalk net 'n bietjie meer moet weet. Hoekom dink jy is dit so belangrik? Wel, ek dink oor die algemeen is dit belangrik net vir ons omgewing. Ons plak die aarde toe met sement en teer en plaveisel. Ons het baie meer plante nodig. Maar ek dink ook deesdae ons kos word al hoe duurder. Almal probeer op 'n manier bietjie 'n geldjie spaar. En dan help dit as jy jou eie roosmaryn kan groei, dan is dit roosmaryn wat jy nie hoef te koop nie. En oor die algemeen dink ek vir ons gesondheid is dit ook al hoe belangriker om organies jou eie kos te produseer. Want ons weet regtig nie meer wat is alles op ons kos gespuit nie. Daar is wel boere wat nou al organies boer, daar is wel plekke wat nou al organiese groente verkoop, maar nou weer eens, daai organiese groente is 5 keer die prys. Ja. So nou, hoe spaar jy nou geld? Groei jou eie kos. Ek hou baie van dit wat jy sê. Waar kan ons kykers meer inligting kry of met jou kontak maak?
Mense kan vir my sommer 'n WhatsApp stuur op my selfoonnommer, dis 074-890-6645. En dan kan jy my kry ook op Facebook en op Instagram onder Urban Farmer Edible Gardens. En dan my webtuiste is dieselfde, ook Urban Farmer _ediblegardens.co.za. Trixie, wat 'n insiggewende gesprek. Baie dankie vir dit wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. Nou, ons gaan nou na die Wilde Weste toe, want Pieter gesels nou met regte cowboys. I'm like a titan that's rising on just your watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. Nou ja, as jy al ooit gedroom het van wegry op 'n perd met die son wat lekker sak en die silhouet wat daar hardloop en jy voel soos die Lone Rangers en almal sê vir jou, "Yeeha!" Dan is Rafstak Rodeo Club die regte plek, want dis waar hulle vir jou leer van perdry en al daai dinge. Hier in Pretoria of rondom Pretoria. Hartlike goeiemôre julle twee. Ek gesels nou met die eienaar, dis natuurlik Jaco. Kyk maar, ek voel nou net I wanna be a cowboy, man. Jaco Jacobs en dan ruiter Danica Kreer. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, is lekker vir ons om hier te wees. Baie lekker. Die perde is fyn hier so. Julle het met die perde gekom of was dit die eysterperde vanmôre? Nee, dit was om net die eiserpare, maar volgende keer bring ons die pare, hoor. Spesiaal vir my, Elsa en Rosanne, dat ons net so 'n bietjie kan sien en voel wat julle doen. Luister, wat was die hele gedagte agter die stigting van die Rafstak Rodeo Club? Ja, Rafstak bestaan nou al so, ek dink so 15 jaar omtrent. En die oorspronklike inspirasie was om 'n klomp cowboys bymekaar te kry wat Jesus eerste sit. Nice. So agter op ons rug, kan ons gou wys? Ja, agter op ons rug het ons 'n kruis. Kyk net daar, pragtig. So ons kruis, ons het hier so 'n kruis en ons Rafstak logo. En hierdie baie mense vra vir ons waarvoor staan hierdie OI2J. En dit is OI to Jesus. Beautiful. So dis 'n boodskap, dankie Danica. Dis 'n boodskap wat ons uitdra vir almal. Dit is 'n ons staan vir Jesus en ons is 'n basis waarvan Jesus kan uitgeleef word. Baie lekker. Ja, en dan Sondag het ons gekerk ook. Ons het 'n Cowboy Church. Ons het 'n pastoor Joe en van 'n berg en Armand, die singende cowboy, doen ons musiek en so ons leef Jesus uit in ons sport. En dis die een aspek daarvan en dan by die ander aspek vir die sport is dis nie net om te begin nie. Dis maar ruiters wat daarom nou al hulle ding kan doen en staal kan wys, nie waar nie Danica? Jy's nou al 'n gesoute ryer. Yes. Ruiter. Vertel vir my 'n bietjie, jy weet, wat geniet jy die meeste daarvan om deel te wees van hierdie klub? Rafstak is vir my soos 'n familie. Dit is vir my nie waar ons net ry om teen mekaar te kompeteer nie. Ons ry want dit is 'n groot familie en ons ry vir die Here. Ja. En wat se ander jeugprogramme en dinge het julle ook daar? Jy weet, veral nou met die gedagte op beginners soos ek wat nou hou daarvan om na 'n perd te kyk, maar ek weet nie of ek stewig op hom sal kan sit nie. Ja, ons het baie unieke reeks van ruiters. So ons het ruiters wat letterlik 2 jaar oud is. Ons praat van 3 jaar. Ons praat van 'n lead rein klas. En dan het ons laerskole, hoërskole, seniors en dan vir ons ou kerels, ons het 'n klomp meesters, masters, die ouens bo 50. So ons het 'n groot reeks en ons kuiter vir elke groep. So ons het 'n beginnerklas waar ouens net stap en ry en dan soos wat jy meer vaardig raak,
vorder jy Ja. in klasse. En die tipiese rodeo geleenthede of kompetisies wat julle aanbied? Ons het een keer 'n maand 'n groot, ons noem dit 'n event, 'n groot byeenkoms. En dan kompeteer ons. Ons het 'n klub hier in die ooste van Pretoria op Lynnwood. As jy reguit uitry, Lynnwood word mos nou Graham Road. Het ons 'n groot arena, baie mooi arena, wêreldklas, het ons gebou daar. En ons kom een keer 'n maand daar by mekaar en is lekker, soos Danieke sê, dis 'n familie wat by mekaar kom. Tanika, en wat die voorbereiding aanbetref, hoe kry jy jouself dan gerad vir so 'n geleentheid? Wel so 'n maand tot 'n week voor die tyd sal ek en my perdjie by ons arena by ons huis maar net oefen wat se items en wat se goed ons daai dag gaan doen. En dan wanneer ons op die dag kom, dan ken ek en my perd alles en dan gaan dit lekker smooth. Lekker. Natuurlik al die veiligheidsmaatreëls en dinge is in plek. Mense kan met groot gerusheid kom kyk en natuurlik ook deelneem. Ja. Ek moet net voordat ek weet die tyd is kort, maar wat rodeo, wat 'n rafstok uniek maak, is ons is letterlik, ek wil amper my verstout om te sê, die enigste klub in Afrika, dit weet ek vir 'n feit. En as ons dit redelik push in die wêreld wat 'n verskeidenheid items doen. So ons doen western riding wat ons Jy moet vinnig praat, Jacques, ons tyd hardloop uit. ons doen roping, ons doen kalf roping, ons doen mounted shooting. En dan is ons die enigste klub in Suid-Afrika wat fast draw doen. Ja. So ons skiet met Colt 45 enkel Julle actie, het single alles, action. letterlik alles. En as mens meer wil uitvind, Rafstok Rodeo, kan hulle julle gaan soek op die webtuistes en dinge. Yes, ons is op social media, hulle kan ons gaan soek, Facebook en 100. Instagram.